Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die hemelse dinge gereinig. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Hebreërs hoofstuk 9 vers 22 en 23. Wat is die reiniging van die heiligdom? Dat daar so 'n diens in verband met die aardse heiligdom was, word in die Ou Testamentiese skrifte gesê. Maar kan daar enigiets in die hemel wees om gereinig te word? In Hebreërs 9 word die reiniging van beide die aardse en die hemelse heiligdom duidelik geleer. Die reiniging beide in die tipiese en in die werklike diens moet met bloed volbring word. In eersgenoemde met die bloed van diere, in laasgenoemde met die bloed van Christus. Die reiniging was nie 'n verwydering van die fisiese onsuiverhede nie, want dit moes met bloed volbring word, en daarom moet dit reiniging van sonde wees. Maar hoe kan daar sonde wees wat met die heiligdom verband hou, het sy in die hemel of op die aarde? Soos die sondes van die mense in die ou tyd, figuurlik gesproke, na die aardse heiligdom oorgedra is deur die bloed van die sondeoffer, so word ons sondes in werklikheid na die hemelse heiligdom oorgedra deur die bloed van Christus. En soos die tipiese reiniging van die aardse volbring is deur die verwydering van die sondes waardeur dit besoedel is, so moet die werklike reiniging van die hemelse volbring word deur die verwydering of uitwis van die sondes wat daar aangeteken is. Dit noodsaak 'n ondersoek van die boeke van rekords om te bepaal wie, deur bekering van sonde en geloof in Christus, regtig is op die voordele van sy versoening. Dan, op die groot dag van finale toekenning, sal die sondes van al die waarlike boetvaardiges, kragtens die versoenende bloed van Christus, uit die boeke van die hemel uitgewis word. Hy, Christus, vra vir sy mense nie net vergifnis en regverdiging, volkome en volledig nie, maar ook 'n deelname aan sy heerlikheid en 'n sitplek op sy troon.